Ek wil vanoggend sommer net begin deur vir jou net 'n vraag te vra. Dis die tema van vanoggend se boodskap ook. Hoe lewe jy? As jy sommer maar net so 'n bietjie kan dink oor jou lewe. Is jy tevrede met jou lewe? Of is jy ontevrede vanoggend? Hoe lyk jou geestelike lewe? Want dis die hoofsaak hoekom ons hier is vanoggend, om oor ons geestelike lewe te praat. So, hoe lyk jou geestelike lewe? Want weet jy, ten spyte daarvan dat jy dalk nie leef soos wat jy wil leef nie, is daar iemand wat saam met jou die pad stap. Iemand wat jy nie besef nie. Dis die herder van Psalm 23 wat saam met jou die pad stap. En daarom wil ek vanoggend vir ons in die begin sommer net Psalm 23 lees as jy nadink oor jou lewe. Dan sê hy 'n Psalm van Dawid: Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Dis die Here wat saam met my en jou 'n pad stap, ongeag hoe jy nou geantwoord het, om te sê ek is tevrede met my geestelike lewe, of ek is heeltemal ontevrede met die wyse waarop ek leef, en hoe naby of hoe ver ek van God af voel, sê hy, maar ek is daar. Soos die Engelsman sê, ek is committed tot jou, en ek sal saam met jou 'n pad stap. Want ek het die goeie werk in jou begin, en ek sal aanhou daarmee. En mag jy dit ervaar, mag jy ook vanoggend, wanneer ons hier sit, en ons praat oor hierdie nuwe lewe, mag jy ervaar dat die Heilige Gees vanoggend in jou gees spreek, en met jou sal praat, en vir jou net daardie nuwe lewe wat ons ontvang het, dit sommer net weer bietjie afstof ook. Kom ons sit net so en dan sluit ons net die oë. Vader, aan U die eer, want U is die almagtige Heer, U is die skepper van hemel en aarde. U is die herder van Psalm 23. Ja, Here, U is ook ons herder. U is ook Nelspruit Suid se herder. Here, en ons leef op hierdie aarde, is nie aldag maklik nie. Daar's baie dinge wat ons van koers af wil bring. Maar dankie dat ons vanoggend weer net kan hoor dat U saam met ons is, dat U daar is, dat U ons herder is, dat U ons begelei, dat U ons bring by 'n rustige groen weivelde, by water, dat U ons in die donker diep tye deurdra, dat U vir ons voorsien vir eendag, dat U ons beskerm, dat daar hoop is. Dankie daarvoor. Vader, kom praat vanoggend met ons in hierdie diens. Kom wees U die een wat verheerlik word. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liewe gemeente, is my 'n voorreg om jou vanoggend te groet in die naam van die Vader, wat die almagtige skepper is, en om jou te groet in die naam van Jesus Christus, wat uit die dood uit opgestaan het ter wille van jou en my, en om jou te groet in die naam van die Heilige Gees, wat vanoggend hier, in hierdie gemeente aktief gaan werk. Kom ons staan en dan gaan ons 2 liedere saam sing. Ek gaan vra dat Michael en Lise Gregory vir my sommer net hier voor kom staan asseblief.
as hy môre julle. Ons het die voorreg vanoggend om weer ietsie van God se genade te aanskou en dit is altyd 'n voorreg om te sien weet wat ons nou met mekaar gedeel het, die herder van Psalm 23 wat ons lewe eintlik lank daar saam is, wat saam met julle twee was as ma en pa, né? Julle lewe lank was hy daar en was hy partykeer agter die skerms werksaam, partykeer op 'n bonatuurlike wyse werksaam, maar God was daar gewees. En dis hoekom julle vanoggend hier staan, want julle sê ook maar ons as 'n gesin, ons as ma en pa het ervaar wat God vir ons beteken. Ons glo in hom. Ons met ons hele wese wil ons saam met hom verdere pad stap. Maar ons kan nie alleen 'n pad stap nie. Ons wil graag ons kinders ook saam met hom 'n pad laat stap. En daarom vir klein Milan wil julle ook hê dat sy regtig waar saam met die Here in sy seun ook 'n pad sal stap. En dis hoekom die Here kom vandag, die herder van Psalm 23, kom sê net, weet jy wat, ek kies haar. Ek kies haar, ek gaan saam met haar 'n pad stap. Julle hoef nie bekommerd te wees nie, want ek stap saam met haar. Want ek het al reeds my getrouheid bewys. Ek het al reeds vir Abraham, lank terug, het ek met hom 'n ooreenkoms gesluit, dat ek vir hom 'n God sal wees, vir hom 'n God sal wees vir sy nageslag. En julle is die nageslag. En nou dra julle vir klein Milan vandag aan die Here op en sê, Here, hierdie geskenkie wat ons ontvang het, hierdie stukkie lewe, is lewe wat van U afkom. En ons wil hê dat U in haar lewe inspreek, dat U 'n verskil in haar lewe maak, maar dat U ons as ouers ook gebruik om 'n verskil in haar lewe te maak. En dis hoekom julle dit vandag hier doen, voor 'n geloofsgemeenskap, dat julle dit doen, want julle het self God se genade op 'n baie besonderse manier ervaar. Julle het self God se liefde ervaar, en julle ervaar ook Jesus Christus as julle verlosser, en julle wil dieselfde dan vir haar hê. En ek weet, dat die doop vir julle ook 'n besonderse betekenis het. En dit is so maklik dat ons die doop verkeerd verstaan ook. Dat julle nie vandag hier staan, omdat dit net maar net 'n mooi gewoonte is, wat ons wil onderhou, omdat die res van die familie dit gedoen het, of ma en pa dit gesê het, of wat ook al. Julle doen dit omdat julle regtig 'n verhouding het met die Here. Julle doen dit ook nie omdat julle dink is 'n bygelowige handeling, waardeur God ons nou van alle gevaar gaan beskerm en ons eintlik toehou en watte nie, né? Dis ook nie 'n geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Wat dit is julle dra hierdie kind aan die Here op. Sê, Here, kom stap saam met hierdie kind 'n pad. Sluit hierdie kind in U verbond in. En ek wil hê dat ons, voordat ons verder gaan ons lied 293 sing, Jesus neem ons kleine kinders. Ek wil vir julle as ouers vra, 3 vrae vra. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus dan aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos die belydenisskrifte dit verwoord as die ware en volkome leer van die verlossing. En beloof julle om hierdie kind en hierdie leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hierop julle antwoord? Julle kan vir my net so draai, hierna toe kyk. Ek wil hê dat julle as ouers net so vir my so aan die water sal raak. Om net daardeur dat julle dit ook tasbaar kan voel, God se genade wat vandag hier ook teenwoordig is. En God se genade wat ook in julle as 'n gesin se lewe sal wees en ook in klein Milan se lewe. Ja, sy wil ook in die water raak, né? Klein Milan, Gregory, ek doop jou in die naam van die Vader. Ek doop jou in die naam van die Seun en ek doop jou vanoggend in die naam van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie vir hierdie sigbare teken. Dankie vir die teken van genade, dat ons dit as 'n gemeente vanoggend kan sien.
en kan weet dat U die God is wat na ons kyk, U is die God wat ons beskerm, U is die God wat drome droom oor ons en met ons 'n pad stap, en so bid ek vir hierdie gesin, dat U saam met hulle 'n pad sal stap in die onderrigproses van Klein Milan, geestelike toerusting, dat U deur hulle as ouers sal werk om haar mooi te onderrig en te laat onderrig ook. Ons bid vir elkeen wat betrokke gaan wees in haar lewenspad vorentoe. Maar Vader, ons weet dat U mooi sal kyk na haar en dat U so in haar lewe sal inwerk, dat sy U eendag kies as haar verlosser en saligmaker. Dankie dat ons U kan vertrou daarvoor. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek gaan vra die oumas, en ek weet nie, die ouma Grootjie is vanoggend 'n ouma Grootjie ook. Julle is welkom om hier voor te kom staan. Ons wil graag saam met julle sommer net 'n gelukwens, Gert. Dankie. Julle kan sommer vir my hierso so staan. Klein Milan, jou ouers het vir jou Psalm 51 vers 8, Psalm 5 vers 12 gegee. Skep in my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Mag hierdie woorde jou lewe lank by jou wees en mag dit ook waar word. En dan is daar ook 'n kers wat ons vir haar gee vir hierdie spesiale dag wat jy altyd kan aansteek, om julle te herinner aan God se getrouheid en God se genade in haar lewe ook. So, baie geluk julle hoor. Baie geluk toe. As hy baie geluk hoor. As hy dan nie baie geluk. Baie geluk sê. Baie geluk hoor. Terwyl ons sitplekke inneem, gaan ons die laaste lied net saam sing. Dankie. As jy vanoggend jou Bybel saamgebring het, ons gaan by 'n paar gedeeltes stil staan. Jy kan begin by Johannes hoofstuk 5. Johannes hoofstuk 6. Johannes 6. En dan gaan ons ook stil staan by Paulus se briewe daar by Filippense, Kolossense. So jy kan vir my oopmaak by Kolossense hoofstuk 2. So jy kan hom net daar oophou. Kom ons sit net so, dan sluit ons die oë. Vader, met die woord voor ons oop, is dit ons hartsbegeerte, dat U vanoggend baie duidelik sal praat met ons. Dat ons vanoggend U grootheid in ons, U grootheid en die majesteit, U heerlikheid in ons lewens sal besef. Dat ons weer opnuut na ons lewens sal kyk, oor hoe ons leef ook. Kom help ons daarmee, Heilige Gees. Want U is gestuur om ons te begelei deur hierdie lewe. Kom lei ons vanoggend, en dit is my gebed, dat U met elke persoon, elke individu wat hier is, of wat na die boodskap kyk, dat U met hulle besig sal wees. Ons wil dit nie uit ons eie uit doen nie, maar in afhanklikheid van U. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou, as jy na die banier kyk, dan sal hy sê Paasfees, nee, dit is volbring, tetelestai, dit is wat Jesus gesê het daar aan die kruis, om te sê alles is betaal. Die verlossing het plaasgevind. Dit is wat Jesus kom doen het aan die kruis. En die Sondag het hy opgestaan uit die dood. Dit is waar ons weet dat daar oorwinning vir my en jou is. Dat ek saam met Jesus Christus 'n oorwinnaar is in hierdie lewe. Dat ek nie soos 'n gevangene hoef te wees onder die mag van die duiwel nie. Maar dat ek vry kan wees en dat ek daardie lewe wat ek gekry het, dat ek dit moet leef. Dis nou baie interessant.
as jy gaan kyk na Jesus se lewe op aarde, dan sal jy sien, hy het baie gepraat oor die lewe, hy het baie gepraat oor die ewige lewe, hy het baie gepraat dat die mense in hom moet glo, en as hulle in hom glo, dan gee hy vir hulle die ewige lewe, en hierdie ewige lewe wat hulle ontvang, stel hulle in staat om in die hemel te kan gaan, en stel hulle in staat om eintlik nooit te sterwe nie. Dis 'n nuwe lewe wat hy vir hulle gee. En dit was primêr Jesus se bediening gewees om vir die mense heeltyd daarvan te vertel. Van dat julle moet in my glo, en as julle in my glo, dan ontvang julle die lewe. En as jy die Johannes Evangelie gaan lees, dan kom jy dit agter. As jy die ander evangelies in al waar Jesus met mense te doen gekry het, het hy dit heeltyd vir hulle vertel. Nou lees saam met my Johannes 6 vers 40. Is maar 'n enkele vers wat ietsie van dit vertel. Dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. So wie vir Christus sien en in hom glo, is gelyk aan ewige lewe. Dis wat hy vir die mense vertel het. En dit was vir hulle baie moeilik geweest ook in daardie dag, om dit wel te kon glo. En ons kan lees uit verskeie plekke uit, hoe die Fariseërs en die skrifgeleerdes, die Joodse raad en almal gesê het, maar ons ken dan hierdie ou, ons weet hoe hy groot geword het, ons weet wie sy ma en pa, hoe kan hy die Christus wees? Maar tog, sê Jesus, wie in my glo, wie my sien, sal die ewige lewe hê. En dan sê hy, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Dis die ewige lewe. Dat die dood, die tweede dood ons nie vashou nie. Nou sal jy kan sê, maar goed, ek kan nie vir Christus sien nie. Ek kan nie vir Jesus sien nie. Hoe nou gemaak? Dis so asof Jesus vir ons kom sê het, ek verstaan dit wat gaan kom. Ek verstaan dalk jou vraag. En dan vat ek jou net na vers 53 toe. Wanneer hy daar vir hulle sê, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. So hy sê, ek moet sy liggaam eet en sy bloed drink, dan het ek en jy die ewige lewe. Nou weet ons, hier sien die nagmaalstafel. Nou weet ons by die nagmaalstafel, kom dit daarop neer, dat ons herdenk dit wat Jesus gesê het, dat sy liggaam aan die kruis sal sterf, en sy bloed vir ons sal vloei, vir volkome versoening van ons sondes, sodat ons die lewe kan hê. So wat sê hy eintlik? Hy sê dieselfde vir ons. Ek en jy kan nie vir Christus sien nie. Maar hy sê, as jy in my glo, menende, my liggaam eet en my bloed drink, nee. So as jy in my glo, dan het jy die lewe. As jy dit nie doen nie, het jy nie die lewe nie. Vers 56 sê hy, wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. So daar's 'n baie besonderse verbondenheid dan, as ek in Christus glo. Hy sê, soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet, so menende hy wat in my glo, ook deur my lewe. Kom ek vra nou weer vir jou die vraag vanoggend. Glo jy in Christus? Glo jy in die Christus wat na hierdie wêreld toe gekom het, gesterf het en opgestaan het uit die dood? Glo jy in hom? As jy vanoggend sê, ek glo met my hele hart, met my hele menswees glo ek daaraan, dan het jy die lewe. Maar my vraag vanoggend is, leef jy die lewe wat jy gekry het? Die woord sê vir ons, wie die Seun het, het die lewe.
Mense, maar is een ding om die lewe te hê. Is 'n ander ding om dit te leef. Maar ek vra, hoe lewe jy? Leef jy hierdie lewe wat God van jou verwag? Leef jy hierdie nuwe lewe wat jy gekry het? Of het jy dit maar net bygekry, maar jy leef nog eintlik jou ou lewe en jy gaan nog aan? Want die woord kom sê vir jou, as jy die nuwe lewe gekry het, dan is jy verbonde aan Christus, dan bly hy in jou en jy in hom, dan moet jy anders lewe. So kan ek die anderste lewe in jou sien. Kan ek hierdie nuwe lewe, die woord praat van die Zoe lewe, kan ek dit in jou sien? Kan ek dit in jou gedrag sien? Nou die interessante is, soos wat Jesus, toe hy op aarde was, heeltyd gepraat het van glo in my, en jy kry die ewige lewe, kom die briewe, Paulus se briewe en die ander briewe wat geskryf is, die res van die Nuwe Testament, en praat hulle hoofsaaklik oor hierdie lewe wat jy dan nou gekry het. En die briewe kom help my en jou hoofsaaklik om vir my en jou te leer, op te voed oor hoe om hierdie lewe te leef. So as jy vanoggend sê, maar ek het hierdie lewe, maar ek weet nie heeltemal hoe om hierdie lewe te leef nie, kom stap saam met my vanoggend. Ons stap saam en ons kyk na 'n paar teksgedeeltes wat jou geheue dalk gaan verfris, of wat jou vanoggend 'n nuwe perspektief gee, wat jou vanoggend hier anders te gaan laat uitstap. Goed. As jy vir my kan blaai na Kolossense 2 toe. Kolossense 2. In Kolossense 2 van vers 6 af, dan kom sê Paulus vir ons. So ons gaan by 'n paar van Paulus se gedagte rondom die nuwe lewe gaan ons gou 'n bietjie stil staan by. Kolossense 2 daarvan vers 6 af, dan sê hy vir jou baie duidelik, aangesien. So hy veronderstel iets. Hy praat in die eerste instansie hier dan nou met die gelowiges, met die gemeente. So hy veronderstel dat hulle Christus aangeneem het as verlosser. Hy veronderstel dat hulle die nuwe lewe het. So as ek vir oggend ook daardie veronderstelling kan gaan, dan sê ek vir ons ook, aangesien julle dan Christus Jesus as die Here aangeneem het, as jou verlosser, hy sê, in hom geglo het, sy liggaam geëet het en sy bloed gedrink het, soos wat Jesus en Johannes sê, hy sê, aangesien daardie goed met jou gebeur het, hy sê, wat nou? Hy sê, nou verwag ek van jou, moet julle in verbondenheid met hom leef. Aangesien jy Christus aangeneem het, moet jy in verbondenheid met hom leef, sê Kolossense 2 vers 6 vir jou. En as hy sê, leef in verbondenheid met hom, dan sê hy vir jou, leef saam met hom, leef naby hom. Die oorspronklike sê eintlik wandel, om te wandel saam met Christus. So as ek hierdie nuwe lewe gekry het, kan ek nie nou maar net hiernatoe hardloop en daarna toe hardloop en maak soos ek wil nie. Hy sê, nee, jy moet in verbondenheid met Christus leef. So jy moet naby hom leef. En dan kwalifiseer hy hierdie verbondenheid. En hy kom sê vir ons, vir jou nuwe lewe. Hy sê in vers 7, Kolossense 2 vers 7, sê hy, jy moet in hom gewortel en op hom gebou wees, né? Vas in die geloof. So hy sê, kom leef in verbondenheid met Christus, maar hy sê, kom wortel jouself in hom in. Nou weet ons mos, as 'n plant wortel skiet, wat gebeur dan? Hy's stewig, hy's sterk, en hy kan mooi groei. En as dit goeie grond is, dan gaan hy vrug dra. En hy sê, as jy 'n nuwe lewe ontvang het, dan moet jy wortel skiet in Christus. Jy moet groei vanuit Christus uit. Jy moet vanuit hom uit moet jy bou. Nie vanuit die wêreld uit nie. Die wêreld gaan nie vir jou nuwe lewe gee wat jy nodig het nie. Want die wêreld weet nie hoe om vir 'n nuwe lewe kos te gee nie. Die wêreld gaan vir jou verkeerde kos gee vir jou nuwe lewe. Dis hoekom jy nie jou nuwe lewe dalk leef soos wat jy moet nie. Want jy gaan soek dit op 'n verkeerde plek.
Jy gaan dit nie kry in verhoudings nie. Jy gaan dit nie kry by jou gesin nie. Jy gaan dit nie kry by jou man of vrou nie. Jy gaan dit nie kry by jou werksplek nie. Nuwe lewe, die voeding van die nuwe lewe, is net in verbondenheid met Christus. Dis dis wat die woord vir ons sê. Hy sê, so skiet wortel daarin. Maar nou sal ons vra, maar hoekom Christus? Hoekom nie iets anders nie? Hoekom nie iemand anders nie? Dan sê hy vir ons in vers 9, sê hy dit baie duidelik. Hy sê vir ons, want, hy sê dit so mooi, hy sê, want in hom, in Christus, is die volle wese van God beliggaam. God het met sy volheid in Christus kom woon. En hy sê dan in verbondenheid met hom, want onthou, hy het nou net vir ons gesê in vers 6, lewe in verbondenheid met Christus. So hy sê, as jy in verbondenheid met hom leef, deel jy in sy volheid. So hy sê vir my en jou, as jy wat die nuwe lewe gekry het, nou kom wortel skiet in Christus. Dan sê hy vir jou, deel jy in die volheid. Jy deel in daardie oorwinning wat Christus kom behaal het oor die Satan. Jy kom deel in die opstandingslewe, die oorwinningslewe. Dis waarin jy deel. En dis wat jou nuwe lewe nodig het om te groei vorentoe. Nêrens anders gaan jy dit kry behalwe by God nie. En kyk hoe Paulus herhaal hierdie goed, want dit is vir hom so belangrik. Net bietjie verder aan in hoofstuk 3, Kolossense 3, dan sê hy weer, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is. Dan Kolossense 3 vers 1, dan sê hy vir jou, goed, so jy saam met Christus uit die dood uit opgewek, menende, jou ou lewe het gesterf en jy het 'n nuwe lewe gekry toe jy in hom geglo het. So wat nou van die nuwe lewe? Dan kom gee hy vir jou verder raad. Hy het nou so pas vir ons gesê, vir jou nuwe lewe, leef in verbondenheid, en hy het vir jou gesê, skiet wortel in Christus, want dis waar jy jou kos vir jou nuwe lewe gaan kry. Maar nou sê hy vir jou bietjie verder, nou kom gee hy vir jou nog raad, vir jou nuwe lewe. Nou kom sê hy vir jou, in vers 3, in vers, selfde, Kolossense 3 vers 1, hy sê, moet julle strewe na die dinge wat daarbo is. Strewe. Hy sê, dit moet die energie eintlik in jou, moet jou motiveer om hierdie lewe te leef. Maar hy sê, hierdie lewe, hierdie geestelike lewe, is anders as jou aardse lewe. Die geestelike lewe gaan oor die dinge wat daarbo is. In Tessalonisense 4 vers 1 skryf hy, 1 Tessalonisense 4 vers 1, dan sê hy, ek versoek julle dringend, dit is vir 'n saak van dringendheid. Hy sê lê jou nog meer op hierdie dinge toe. Hy sê, maak erns daarmee, strewe na die dinge wat daarbo is. En dan kwalifiseer hy dit. Hy sê, die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit, waar hy as die oorwinnaar is. Onthou, want hy het vir jou gesê, wortel jouself in hom. Dis waar die kos vir jou nuwe lewe vandaan kom, né? Strewe daarna. Jy moet soos 'n tiener wees. As daai tiener van my in die kar klim na skool, die eerste ding wat hy vra is, wat eet ons vanaand? Nie eers vanmiddag nie. Wat eet ons vanaand, né? 'n Lewe vir die kos. Jy moet daai selfde honger begin kry vir jou lewe. Wat het ek nodig? Wat in Christus? En dit beteken dat ek moet tyd spandeer met hom. Het al so baie vir mense gesê, weet jy wat, begin net met 5 minute 'n dag. En jy gaan sien, kort voor lank, gaan 5 minute nie meer vir jou genoeg wees nie. Gaan jy waarskynlik 'n uur saam met Christus spandeer. 'n Uur? Is dit moontlik? Probeer dit. En kyk wat gaan gebeur. Hy gaan vir jou 'n honger begin gee. Hy gaan vir jou die woord begin oopmaak, sodat hierdie nuwe lewe kan begin posvat. Want baie van ons het die nuwe lewe, maar dit is nie sigbaar nie. Wat help dit? So hy sê strewe, dis 'n ander ding wat jy moet doen, strewe na die dinge daarbo. So, en hy sê ons, maak jou los van die dinge wat agter is. Strek jou uit na dit wat voor is, sê hy. Maak my los van hierdie ou lewe.
Hy sê ook vir jou 'n ander belangrike ding vir jou nuwe lewe. Is wat gebeur met jou denke? En hy sê vir ons, hy gee vir ons raad. Hy sê in vers 2, Kolossense 3 vers 2, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is. Waar is jou gedagtes? Hoe baie is jou gedagtes op die dinge wat daarbo is? Want sien, julle onthou die Onse Vader. Daai eerste gedeelte van die Onse Vader, gaan mos juist daaroor, Here, om God te verheerlik, maar omdat die wil wat daar in die hemel is, dat dit ook hier op aarde sal plaasvind. Here, dit wat U vir my in gedagte het, laat dit ook my gedagtes kom word. Ek het so ruk terug daaroor gepraat. Paulus skryf dit op 'n ander manier in Filippense 2 vers 5. Hy sê, you must have the mind of Christ. Jy moet God se denke hier binne jou denke word. God se denke moet jou denke word. Christus se denke moet jou denke word. Gaan ek nie dan hoogs heilig wees? Nee, jy gaan normaalweg leef. Maar jy gaan met 'n ander oog begin kyk na die wêreld. Jy gaan anders te begin dink en anders te begin optree. Hy sê jy moet Christus se denke hê. Hy sê vir jou in 1 Korintiërs 2 vers 16, onthou, die 83 vertaling as jy gaan kyk, dan praat hy van, ons het Christus se gees is in ons geplaas. Die ander vertalings praat van, die Engelse vertalings praat van the mind of Christ was given to you. Christus se denke is aan jou gegee. Hoekom? Sodat jy hierdie nuwe lewe kan leef. Want jy kan nie meer met jou ou denke die nuwe lewe leef nie. En so baie mense probeer nog met die ou denke die nuwe lewe leef. En hy sê, dit is nie hoe dit werk nie. Dis hoekom hy ook op 'n ander plek skryf, maar laat God jou verander deur jou denke te vernuwe. So dit is baie belangrik, want jy weet self, as jou denke in verkeerde rigting gaan, dan bepaal dit jou gedrag aan die einde van die dag. Baie mense sê mos jy is wat jy dink. So oppas wat jy dink. Kom ons dink die dinge daarbo. Kom ons maak seker dat ons Christus se denke en ons denke, dat dit gesinkroniseer is. Jy moet jou vereenselwig daarmee. Jy moet anders te begin dink, jy moet nuut begin dink. En as jy dink asof Paulus sommer maar net hier in Kolossense brief daaroor gepraat het, dan kom ek vat jou gou na Filippense toe. Dan praat hy daaroor in Filippense 1 vers 27. Dan sê hy vir jou, die hoofsaak van alles, die belangrikste van alles. Hy sê hier, hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming moet wees van die evangelie van Christus. Is jou lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus? Menende, is jou lewe, kan ek dit in jou praktyk, die praktyk van jou lewe sien dat jy Christus leef? Leef jy Christus? Lewe jy soos Christus? Is dit sigbaar? Die hoofsaak is, dit moet die belangrikste wees. Want onthou, jy het nou 'n nuwe lewe gekry. Johannes het dit ook kom bevestig. Johannes het ook daaroor gepraat. So dis nie net Paulus wat dit sê nie. In 1 Johannes 2 vers 6 sê hy, wie beweer dat hy in hom bly, dat ek in Jesus Christus glo, as ek in Christus glo, hy sê wat dan? Hy sê, dan behoort ek te lewe soos wat Christus gelewe het. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self te lewe soos wat Christus gelewe het. En dit is die belangrike goed. Dat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van Christus af ontvang het. Dit sê Efesiërs 4 vers 1. So hoor wat sê hy vir jou? Jy kry nie net 'n mooi nuwe lewe nie. Hy sê saam met hierdie lewe, wat jy dan in verbondenheid moet leef, in hom gewortel en gebou sodat jy die lewe kan groei, jou gedagtes na bo gerig, jy moet strewe daarna, sê hy, bloot, jy het ook 'n roeping oor jou lewe. Ek kan nie maar net lekker leef nie. Jy is nie soos iemand wat nou baie geld het en nou net eenvoudig kan aftree en 'n lewe op 'n eiland kan geniet nie. Nee. Hy
Hy sê daar's 'n roeping oor jou lewe. En daardie roeping is baie duidelik. Daardie roeping is dat hy sê vir jou daar in Filippense 2 van vers 12 af. Hy sê vir jou baie duidelik dat ek en jy ligdraers moet gaan wees. Dat ek en jy dis eintlik verskil moet gaan maak. In Korintiërs dan praat hy daaroor en hy sê vir jou ons moet die verbond van versoening gaan verkondig. So ons moet mense by God uitbring. As hy sê jy moet ligdraers wees in die wêreld daar buite, dan sê hy eintlik in die oorspronklike teks dan sê hy vir jou jy moet so sterre wees in die aandhemel. Wanneer laas het jy in die aandhemel opgekyk? Daai sterre staan sommer baie duidelik uit. Hy sê my en jou lewe moet baie duidelik uitstaan in hierdie wêreld. En vir my en jou lewe om duidelik uit te staan, beteken dit dat ek gewortel moet wees. Dat ek my regte voeding moet kry. Dat my gedagtes moet reg wees. Dat my strewe moet reg wees. Jy kan nou vanoggend hier sit en sê, dis net te veel vir my. Ek weet nie. Dis 'n tall order wat Paulus hierso vir ons stel. Weet jy wat is mooi daarvan? Dis hoekom Christus kom sterf het vir jou. Hy het gesê ek begin 'n nuwe bedeling. Hy sê eintlik vir jou moenie worry nie. Ek gaan jou help om hierdie goed reg te kry. Ek gaan jou help om gewortel en gegrondves te wees. Ek gaan jou help met jou gedagtes, met jou strewe. Ek gaan jou help met jou roeping. Want hy sê vir ons in Filippense 2 vers 12, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Hoor dit? Dit is God wat jou gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. En dis hoekom ek so opgewonde is vir hierdie jaar se Pinkster. Wanneer ons praat oor vuur en vlam. Want hierdie goed kom dan by mekaar, al hierdie goed kom by mekaar. Want hoe help die Here my en jou om hierdie lewe te leef? Hy het sy Gees gestuur. Die Heilige Gees moet my en jou help. Maar nou weet ons ook nie so baie van die Heilige Gees af nie. Want ons het hom nie gaan bestudeer nie. Ons laat hom nie toe dat op die regte wyse in ons lewens inspeel en werk nie. Want ek doen nie al hierdie ander goed nie. Met Pinkster gaan ons so 'n bietjie daaroor gesels. Met vuur en vlam. Ek sal later so 'n bietjie weer meer daaroor sê, vir julle deurgee. As ons vanoggend kan saamvat. By Jesus se wandeling op aarde, het hy vir jou kom sê, glo in my en jy die ewige lewe. Hy het dit toe net op 'n ander manier kom sê, hy sê kom eet van my liggaam, kom drink my bloed, so hy sê ook eintlik maar net vir ons, glo in my en jy die ewige lewe. Nou as jy die ewige lewe het, dan sê hy, ek wil dit sien. Want dit was 'n duur prys. Lewe in verbondenheid, lewe naby my, kom wortel in my, kom skiet wortel in my. Want dis waar jy die voedingsstof vir hierdie nuwe lewe gaan kry. Nie in die wêreld nie. Jy's gebou, bou voort op my, sorg vir jou gedagtes, dat jou gedagtes na bo gerig is. Strewe na die dinge wat daar bo is, en leef jou roeping wat jy het. En weet jy wat? Ek sal jou help daarmee. Want ek het die Gees gestuur. En mag die Here vir elkeen van julle daarmee help. Mag hy jou begin voorberei, sodat jy al hoe meer en meer begin honger word vir die werking van die Gees in jou lewe. Mag hy in jou 'n honger te skep, dat jy begin ondersoek instel na die Gees, wat daar is, wat jou wil help. En mag hy daardie honger te kom vul met die teenwoordigheid van die Gees, tot oorlopends toe, soos wat hy in die woord vir jou sê. Maar vat die uitdaging. Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk jou geestelike lewe? Hoe lyk hierdie nuwe lewe wat jy gekry het? Gaan dink daaroor na. Laat toe dat die Heilige Gees met jou praat. En begin hierdie goed doen wat Paulus vir ons sê uit die woord uit. Die keuse is joune. Dit is heeltemal joune. Mag die Here jou daartoe help. Kom ons sluit die oë.
Here, dankie vir u woord en dat u woord lewe gee. Dankie dat u woord ons voed. Here, kom voed ons ook vanoggend. Nie net hier nie, maar ook verder deur hierdie week. Ons lewenspad vorentoe. Kom praat met ons uit die woord uit. Heilige Gees, kom leer ons meer van u. Ek bid dat daar 'n honger sal ontwikkel vir u. 'n Ongekende honger. En 'n soeke en 'n smagting na u. Na u volheid. Dat u in elke aspek van ons lewens die regeerder sal wees. Dat u ons ten volle sal beheer en bestuur. Nie net in lidmate nie, maar ook in hierdie gemeente se lewe. Help ons om ons gedagtes op u te rig, om te streef na die dinge daarbo. Help ons om in u gewortel en gebou te wees. Om naby u te leef, in verbondenheid met u te leef. Help ons daarin, Here. Dankie vir die lewe wat u vir ons gegee het. In Jesus naam bid ons dit. Amen.